Goeiedag, baie welkom by ons Bybelstudie kanaal. Vandag gaan ons 'n bietjie gesels oor iets wat ons nog nie baie oor gesels het nie, en ek glo nie ek het al oor nie, maar ek dink is baie belangrik dat ons oor die aspek praat wanneer 'n tweede huwelik goedgekeur word of toegelaat word deur God. Ek dink ons moet eerstens besef dat die aspek en die fokus lê op 'n tweede of 'n derde huwelik wat dan toelaatbaar is in God se oë, en dat ons nie baie gaan fokus op die gedeelte van wat laat 'n egskeiding toe nie, want die probleem en die sonde en die verkeerde daad lê nie noodwendig in die egskeiding nie. God laat egskeiding toe vir 'n paar gevalle, en dan ook wanneer dit selfs nie in daai gevalle toegelaat word nie, sal God wel dan die egskeiding nie sien as verkeerd nie, maar die probleem kom in en die argument kom in, en dit is waaroor ons vandag gaan gesels, word 'n tweede huwelik of 'n derde huwelik dan daarna toegelaat. So, daar's verskeie sake wat ons wil bespreek in hierdie Bybelstudie, en ek dink om dit te kan doen en dit reg te kan doen, gaan ons eerstens begin met wat dan in God se oë toegelaat word as ek net dit so kan stel, as wettigelike egskeiding. Ek hoop is die regte woord. Dit is wanneer daar ontrouheid plaasgevind het, een van die partye was ontrou, en dan sal God 'n egskeiding toelaat, en dan sal hy ook dan die persoon wat, as ek nou die woord kan gebruik, onskuldig is, wat nie die egbreek gedoen het nie, God sal so 'n persoon toelaat dan om in 'n tweede huwelik te tree. Daarna, hy word vrygeskeld. Die persoon, die vraag dan nou is, wat van die persoon wat hom dan skuldig gemaak het aan die ontrouheid? Wel, die Bybel sê so 'n persoon mag nie weer trou nie, omdat hy nommer 1 hom skuldig gemaak het aan die ontrouheid van die huwelik, en dan word hy dan geklassifiseer as die geskeide persoon. Die ander persoon word dan nie gesien gebonde aan die huwelik nie, en met ander woorde, daai persoon dra nie die status as 'n geskeide persoon nie, want hy word gevrywaar, en ons gaan net nou na die versies kyk. Ek praat nou maar net sommer uit die heup uit. Die tweede egskeiding wat dan toegelaat word, en onthou ons praat van toegelaat dan om weer te trou, is dan die persoon wat in die huwelik was, waar die ander party geskei het weens gelowige, of ek wil eintlik sê ongelowige redes, 'n ongelowige wat dan wou skei as gevolg van die feit dat sy of haar eggenoot die Here dien, en so 'n persoon het dan 'n probleem met hierdie persoon se geloof. Die Bybel sê as die ongelowige dan wil skei, laat hom skei. Ons gaan nou kyk na daardie versies. Met ander woorde, dan word daardie persoon ook vrygeskeld, net soos die persoon wat egbreek teen gepleeg is, word vrygeskeld. Hulle mag dan weer in huwelike tree. Alhoewel die dood van 'n eggenoot niks te doen met egskeiding, noem ek net dat daai is die derde rede waarom 'n tweede huwelik dan goedgekeur word. So, ons gaan nie baie stil staan oor, ons weet daai persoon, hierdie persone drie wat ek nou genoem het, hierdie drie sake, is daai persone dan vry om weer in huwelik te tree. Maar wat van as jy nie vry is? Met ander woorde, jy jouself skuldig maak aan ontrouheid, jouself skuldig maak dat jy miskien die persoon is wat die ander huwelik laat verbrokkel het weens ongelowigheid, en dat jy daarna geskei het, mag jy weer trou? Nee, jy mag nie. Ook die persoon wat in die egbreekie rede is, so 'n persoon mag nie weer trou nie. En nou gaan die vraag kom, en dit is waarby ons wil stilstaan vandag, maar vergewe God dan nie daai sonde nie? 100% doen hy. God vergewe daai sonde. Met ander woorde, wanneer jy egbreek gepleeg het, en jy kom later agter jy het 'n fout gemaak, maar die huwelik is klaar daarmee heen, kry jy vergifnis in God se oë? 100% kry jy vergifnis. Maar, omdat jy die oorsaak was van daai huwelik, word jy dan in God se oë gesien as die geskeide persoon. Nou wat sê die Here? Kom ons kyk hier in sy woord. Wat sê die Here vir so 'n persoon? En ons gaan 'n bietjie by hierdie vers stil staan, ons gaan hom 'n bietjie dissekteer. Matteus 5 vers 32 sê, maar ek sê vir julle, en mense onthou, dit is die Here wat hier praat. Jesus praat, hoofletter, ek sê vir julle, dat elkeen wat van sy vrou skei, behalwe omrede van hoerery, maak dat sy egbreek pleeg, en elkeen wat die geskeide vrou trou, pleeg egbreek. Ek wil by die laaste gedeelte stil staan, want jy sien met hierdie laaste gedeelte, praat hy dat
elkeen wat 'n geskeide vrou trou. Nou die woord geskeide vrou beteken dat daai vrou het dan geskei nie volgens Bybelse rede nie, want anders sou God haar nie as 'n geskeide status gestien het nie. Met ander woorde, sy het vir die redes buite wat toelaatbaar is in God se oë geskei, so geskeide vrou en dan natuurlik 'n man ook. Hierdie reël tel beide kante toe. As jy dan met 'n geskeide persoon trou wat nie volgens Bybelse rede gevrywaar is nie, pleeg jy egbreek. Hier is dit nou wat dit gekompliseerd raak, want jy sien, al ons verkeerde dade en oortredinge van die verlede word vergewe deur die bloed van Jesus Christus. Maar die oomblik wat hierdie Bybelvers dan impliseer, is dat jy dan in 'n nuwe sonde ingaan, en dit is die sonde dat jy 'n geskeide persoon trou. En onthou, elke keer as ek die woord geskeide persoon praat, dan praat ek van 'n onregmatige geskeide huwelik uitkom, vir wat dit ook mag wees. Ek wil net op hierdie punt ook aanraak, dat baie mense kom op 'n punt wat hulle net voel, weet jy wat, hulle kan nie meer in die huwelik wees nie, daar is nie 'n goddelike rede nie, daar was nie ontrouheid nie, daar was nie weerhouding van die geloof nie, dinge het net nie vir hulle uitgewerk nie. Wel, weet jy wat, daar staan niks in die Bybel, dat daai egskeiding dan deur God goedgekeur word nie. Met ander woorde, so 'n persoon val dan ook onder hierdie terminologie, dis 'n geskeide persoon. Wanneer jy deur God gevrywaar word, word jy dan nie gesien as 'n geskeide persoon nie. Daai huwelik word dan nou nie in God se oë dan geerken nie, en daarom val jy dan nie onder daai woord as 'n geskeide individu nie, want God het dan daai huwelik basies gevrywaar om dan te ontbind. Maar wanneer 'n huwelik byvoorbeeld net nie uitwerk nie, mense het op 'n punt gekom wat daar net nie meer liefde in trou in die huwelik is, en hulle kom by mekaar en hulle besluit, ons gaan skei. Dit is hier wat die Bybel van praat. Elkeen wat 'n geskeide vrou trou, en soos ek vroeër genoem het, ook 'n man, pleeg egbreek. En dit is waaroor my boodskap vandag gaan. Die sonde wat gepleeg word, die nuwe sonde van die trou wat egbreek veroorsaak. Nou, hier is waar die verskillende opinies in kom, dat sommige mense glo dat selfs daai word as 'n eenmalige egbreek sonde gesien, wat ook vergewe kan word. Ander en baie kerke en pastore sien dit, dat jy leef en jy bly in egbreek. Met ander woorde, onthou, ek gaan weer sê, ons verwys nie na die eerste sonde wat gepleeg is, wat die oorsaak is, dat die huwelik uit mekaar uitgegaan het nie. Ons praat van die nuwe daad, dat daar in 'n nuwe huwelik getree is, en daai nuwe huwelik is omdat dit ongoing is, as ek dit so kan stel, is dit 'n ongoing sin, as dit so gesien kan word. Met ander woorde, jy bly en leef in sonde. Hoekom sê ek so? Waarom sê ons dat jy bly dan, jy word aan God se oë net gesien as iemand wat saam bly, al het jy getrou? Want God erken nie die eerste huwelik. En ek praat van die eerste persoon met wie in die huwelik getree het. Kom ons gaan kyk na die verhaal van die vrou wat by die put gekom het. En toe Jesus vir haar stuur om te sê, gaan roep jou man, toe sê sy, maar die man by wie ek nou is nie my man nie. Toe sê die Here vir haar, jy het reg geantwoord. Met ander woorde, die huwelik, die man by wie sy nou is, want dit was al haar 5de huwelik, word nie deur God erken nie. Met ander woorde, sy leef in egbreek. Al het sy by hierdie man, dit maak dit nog steeds nie wettig in God se oë nie. God sien die eerste huwelik as wettig. Enige huwelik daarna word nie deur God gerecognise nie. Onthou, ek gaan heeltyd weer terug, behalwe met die feit wanneer egbreek gepleeg is, en dan praat ek van die onskuldige party, en wanneer daar weens gelowige redes geskei is, en dan praat ek ook weer eens net vir die gelowige wat geregtig is. Die ongelowige en die persoon wat hom skuldig maak aan egbreek, is dan die geskeide individu, en die Bybel sê, so 'n persoon mag nie weer in 'n huwelik gaan nie. En daarby sluit ek dan ook in, die paartjie wat ek nou onlangs na verwys het, 'n paartjie wat dan skei, weens geen goddelike of Bybelse toelaatbare rede nie, maar net omdat daar nie meer liefde in die huwelik is nie, besluit hulle, wel, dit werk nie meer uit nie, ons gaan nou skei. Die Bybel sê, daai is nie 'n wettige, die Bybel sê dit nie net nie, God sê dit in sy woord. Hy gee dan net die een rede, en dit is nou die een wat ons nou na gekyk het. Kom ons gaan kyk bietjie na die een van die ongelowige. 1 Korintiërs 7:15, maar as die ongelowige wil skei, laat hom skei. Met ander woorde, hy gaan dan gesien word as die geskeide persoon. In sulke gevalle is die broeder
Met ander woorde, die Christelike, die gelowige broeder of suster nie gebonde nie, met ander woorde aan daardie huwelik, en dan kan ons sê, hierdie is die tweede rede waarom dan God sal toelaat dat daar weer 'n huwelik plaasvind. Kyk wat sê hy, maar God het ons tot vrede geroep. Nou, hierdie woord, God het ons tot vrede geroep, is die enigste rede waarom hierdie dan toegelaat word weens die ongelowige. Op hierdie punt, dink ek ook is net belangrik dat ons die volgende punt aanraak. Ons maak net daartoe, die volgende punt dan aangeraak word. Onder hierdie vaandel is daar dan natuurlik ook baie mense wat die vraag vra, maar ek het geskei, in baie in 'n vrou se geval, waar daar domestic violence was, en dit kan natuurlik ook andersom wees, maar daar was domestic violence gewees, en terwille van die veiligheid van my lewe, die man het drank misbruik, hy was 'n alkoholist, mens kon nie in die huis verder aanbly nie, dan kan, en ek wil sê kan, ek sê nie dit is so nie, dan kan 'n mens dit dan ook reken as, ek wil amper sê onder die wet van die ongelowige. Daai persoon wat hom skuldig maak aan abuse, aanranding, drankmisbruik, en dit hom dan nie wil onderwerp aan die woord van die Here nie, maak hom dan in daai sin dan die ongelowige. En as daai ongelowige persoon hom nie tot God wil bekeer en dan eerder besluit om aan te gaan met sy lewe, dan sal daai huwelik dan, ek wil ook amper sê, toegelaat word onder hierdie vers, maar dit kom nog steeds daarop neer, dat net twee gedeeltes of twee situasies deur die Bybel dan erken word as 'n egskeiding wat vir goddelike redes toegelaat word. Al die ander redes word dan nie as goddelike Bybelse redes gesien nie, wat jou dan as die geskeide persoon sit. En dit is wanneer ons weer terugkom by Matteus wat die Here sê, nie Paulus of Petrus of enige disipel nie, en mense, dis hierby wat ek moet stilstaan, dis nie ek wat hierdie reël maak nie, hierdie is 'n saak wat jy met die Here moet gaan uitklaar, wanneer jy in 'n huwelik wil gaan, maar jy nie regmatiglik geskei is van 'n vorige man of 'n vrou met wie jy getroud was nie, dan sê die Bybel in daai geval gaan 'n tweede of 'n derde of 'n vierde huwelik nie vir jou toegelaat word nie. Met ander woorde, jy moet seker maak dat jy in lyn met God se woord is voordat jy in 'n tweede toelaatbare huwelik tree. Nou gaan die vraag kom, en dis die derde punt, maar miskien kyk jy na hierdie boodskap en jy het dit nog nooit so ingesien nie, maar jy was in 'n vorige huwelik, jy het geskei, jy is weer getroud, jy het nou na die tyd jou hart vir die Here gegee, daai was in 'n tydperk van sondige tydperk, 'n teruggevalle tydperk wat jy nog nie, ek wil amper sê, jouself gebind het en verbind het tot goddelike redes nie, maar jy is nou klaar getroud in 'n tweede huwelik, en as jy terugkyk, dan besef jy dat jy nie aan een van die redes, wat moet 'n mens nou doen? Moet jy dan nou jou huidige man of vrou met wie jy nou getroud is skei om aan God se woord te voldoen? Wel, die Bybel sê wel dat hy in die dae van die onkunde het hy hulle vergewe, en dat ons moet besef dat wanneer jy daai dinge gedoen het, jy het die oortreding gedoen, en jy het, hoor mooi wat ek sê, die tweede huwelik of die derde huwelik wat jy getree het jy in onkunde getree, jy was nie bewus van hierdie nie, dan sal daar nie noodwendig nou van jou verwag word nie, maar dan gaan dit nodig wees om terug te gaan, om vir God te gaan vra, dat hy moet jou vergewe, dit was in 'n dae van onkunde, jy was nie bewus daarvan nie, jy is in die tweede huwelik, dat God jou sal vergewe, en die tweede huwelik wat jy tans in is, omdat dit onbewuslik is. Die vraag kom wel daarin, waar jy as kind van die Here bewus is, toe jy in 'n bewuste tyd, alreeds as 'n geredde kind van die Here, wat jy alreeds gekom het tot die waarheid, of jy nou in 'n nuwe huwelik van hier af vorentoe kan gaan, met die waarheid, en dit is waar die probleem inkom. Dit is dan waar daar groot rooi letters is om te weet, dat wanneer jy dan met die kennis tot die waarheid hierdie dinge gaan, en dat jy 'n nuwe huwelike beweeg, waar die vorige huwelike nie volgens goddelike rede, ek wil amper sê, opgebreek het, of gedissolve het, en ontbind het nie, dit is daar wat 'n mens groot rooi letters moet sit, en dan sê, maar is ek geregtig, mag ek in hierdie huwelik in beweeg? Ek gaan weer terug na hierdie vers, en ek wil hê ons moet stilstaan, want die vraag wat ek vra, is,
Nie om te oordeel of om verkeerd te sê nie, maar die vraag is net gevraag, wat as jy dan nou in hierdie huwelik ingaan, en selfs nadat jy die boodskap gekry het, 'n tweede, derde huwelik, wat nie deur God toegelaat word nie. Wat as jy dan nou presies wat ek nou in daai versgedeelte sê, jy wat 'n geskeide persoon trou, jy pleeg egbreek. Met ander woorde, alhoewel jy getroud is, maak dit nie noodwendig jou huwelik in God se oë aanvaarbaar nie, en dit beteken dat jy nog steeds, net soos 'n ongetroude persoon in egbreek leef. Wat as jy dan aan die einde van jou lewe kom, of jy moet voor die regterstoel staan, en hierdie vers gaan teen jou staan, omdat die Here self gesê het, as jy 'n geskeide persoon trou, pleeg jy egbreek. Mense, ek kan dit nie anders verduidelik nie, ek kan dit nie anders sien nie, ons kan miskien 1 of 2 gevalle, ek wil amper sê, probeer exclude, om te sê in die dae van onkunde, en mens kan daai aanslag gebruik, maar wanneer jy as kind van die Here weet van hierdie, en jy gaan in die huwelik, en ek bedoel, ons het almal al hierdie vers gelees, waar Jesus gesê het, as jy 'n geskeide persoon trou, pleeg jy egbreek. Hoe gaan 'n mens dit verduidelik? Hoe gaan jy dit verduidelik wanneer jy voor die troon kom? So hoor mooi, hierdie is my uitkyk, en hoe ek hierdie gedeelte sien, en vir daai rede is dit vir my moeilik dan, om ook as iemand my dan sal vra om huwelik te bevestig. Nou, onthou, ek weet nie wat in huise gebeur nie, ek weet nie wat is die rede waarom mense geskei het nie, daarom word die koolvuur oorgeplaas in jou skoot. Jy moet weet of jy geregmatig is om dan in hierdie huwelik te gaan, en wanneer jy dan vir my sê, bevestig ons in die huwelik, dan is dit met die wete, dat jy trou met alle toegelate redes. Dit is wanneer jy dan by die huwelik kom, en dit is wat die woord beteken, 'n beletsel, want daar word in die belofte gesê, dat sover jy weet, daar geen beletsel is, vir jou voorgenome huwelik met jou nuwe man of vrou. Die beletsel kom nie van die mens noodwendig af nie, maar dit is 'n beletsel van God. Belet God jou om in 'n tweede huwelik te tree, en as daar dan volgens jou is geen rede wat jy sover dit jou kennis trek, dan kan jy in hierdie huwelik inbeweeg, maar wanneer daar 'n beletsel is, dan kom jy na God toe, sodat God jou huwelik kan seën, en jy gaan na 'n pastoor toe met die wete, dat hy jou in die huwelik kan bevestig, sonder enige beletsel. Maar as daar 'n beletsel is op jou huwelik, uit God se oogpunt uit, dan moet jy 2 keer dink, voordat jy in hierdie huwelik sal intree. Nou word die vraag gevra, maar wil die beteken dit, as ek myself skuldig maak, of ek het vir geen goddelike rede geskei nie, ek wil amper sê, dat die huwelik wat ontbind het nie regmatig in God se oë is nie, met ander woorde, God belet eintlik dat daai huwelik ontbind is, mag ek dan nooit weer hierna trou nie? Wel, ek moet ongelukkig sê dat ek het nie daai vers geskryf, ek het nie daai reël gemaak nie. Kyk wie praat hier, dit is die Here wat hierdie reël maak. Ekskuus, hierdie is die verkeerde vers, 1 Korintiërs 7:14, ons gaan net terug na die vorige een. Maar ek sê vir julle dat elkeen wat van sy vrou skei, kyk, hier noem dit weer, behalwe omrede, hoerery, maak dat sy egbreek pleeg. En elkeen wat die geskeide vrou trou, pleeg egbreek. Met ander woorde, dit wat geëxclude word, wat ek wil amper sê, wat nie in God se oë toegelaat word nie, word dan hier gesê, behalwe omrede. Met ander woorde, hy praat hier van die onskuldige party. Jy word vrygeskeld, die oomblik as daar ontrouheid in jou huwelik plaasvind, maar wanneer dit nie doen nie, behalwe vir daai rede, as jy dan vir enige ander redes dan sal skei, of 'n geskeide vrou trou, nou kyk wat sê hy, pleeg jy egbreek. Dit is die nuwe oortreding, die oortreding dat daar nou in die nuwe huwelik dan egbreek gepleeg word. Mense, God vergewe enige sonde, maar solank as wat jy in die sonde bly, kan daar nie vergifnis vir jou wees nie. Met ander woorde, die laaste sonde en oortreding wat hier dan gepleeg word, om in egbreek te leef, is 'n ongoing sin. En dit is wat dit so baie gevaarliker maak as die eerste oortreding, wat miskien die oorsaak sou gewees het, en daarmee sê ek onomwonde, dat daai sondes verseker vergewe word in God se oë, maar wanneer jy
aanhou om in sonde te bly, dit is die tweede gedeelte, die tweede oortreding, om dan weer te trou, pleeg jy egbreek van hier af vorentoe met die nuwe huwelik, as dit dan so verduidelik kan word. So om dan saam te vat, hierdie boodskap is hoofsaaklik vir jou wat in 'n posisie is, wat oorweeg om in 'n tweede huwelik in te beweeg, en dat jy in 'n eerste huwelik deur 'n egskeiding is, wat nie volgens die toelaatbare redes is nie. En dat jy 2 keer daaroor sal moet berus en dink en dit met die Here uitsorteer, want die gevaar wat jy loop om dan nou in 'n nuwe huwelik te beweeg, met die feit dat jy bewus is hoe die Bybel hierdie interpretasie gee. Vir jou is dit baie belangrik om hierdie saak eers uit te klaar met die Here, om seker te maak dat jy maak die regte besluit. Juis in die lig wat Jesus hierso sê. Die tweede geval dan, wat van die persone wat nou reeds in 'n tweede huwelik is, en wat nie bewus was van hierdie dinge, en wat getrou het, weer in 'n tweede huwelik ingegaan het, miskien in dae voor jy tot bekering gekom het, of voor jy tot die insig en die waarheid gekom het. Wat gebeur dan nou? Wel, dit is wat ek gesê het. Dit is wanneer die dae van onkunde, en dat jy nie bewus was nie, of ek wil amper sê, in die, wat jy in jou geredde tyd, voor jou geredde tyd, wat daar miskien ontrouheid plaasgevind het, of miskien was daar glad nie ontrouheid nie, miskien was daar net, daai huwelik het nie gewerk nie, en jy was nie bewus daarvan nie, jy het weer getrou, maar selfs dit was in 'n tydperk nog voor jy die Here geken het, met ander woorde, daai sonde, die verkeerde daad, en ek noem dit sonde, want dit is die egbreek, wat daar plaasgevind het, maar nou, dat jy na dit gekom het, jou hart vir die Here gegee het, of daai dan as 'n vorige sonde deur God gesien sal word, as die dae van onkunde, wat hy dit sal vergewe, word daar nie nou van jou verwag, dat jy in die huwelik wat jy nou is, moet skei om terug te keer nie, dis nie noodwendig wat ek sê nie, maar hierdie boodskap is meer vir 'n plan om van hier af vorentoe te beweeg, en ek verwys hier hoofsaaklik na jou as kind van die Here, wat juis jou huwelik so in God se perfekte wil laat leef. Daarom is dit belangrik om na hierdie video in konteks van dit te kyk. Ek glo hieruit sal baie verskillende vrae gevra word in verskillende scenario's. Daar is so baie verskillende scenario's wat dan oorweeg kan word, en ek glo nie, ons kan al daai scenario's in 'n video beantwoord nie. Wat ek wel by jou wil los, is dat jy moet seker maak, en weet jy wat, as jy gaan navorsing doen op die internet en Bybelstudie programme, dan sal jy presies sien, dit wat ek nou sê word deur soveel kerke, alhoewel dit nie gepredik word nie, alhoewel dit nie genoem word nie, is dit wel tog die geloof. Die gevaar kom daarin, om jouself te verbind in 'n nuwe huwelik, terwyl dit nie deur God toegelaat word nie, eintlik 'n beletsel is op die nuwe huwelik. Is dit baie belangrik om 'n intense studie te doen. Kom praat met my, as jy nie in ons gemeente gaan praat met jou pastoor, dat hierdie saak bespreek kan word, en dat jy, ek wil sê, clarity, is die mooi Engelse woord, clarity kan kry, voordat jy so groot besluit neem. Ek glo dat hierdie video het bietjie lig op die onderwerp gelaat. Soos ek sê, daar is baie verskillende scenario's. Ons het nie altyd die antwoorde vir dit nie, maar wel wat ons weet om te doen is dat God se woord is 'n riglyn, en hy sê vir jou wat om van jou vorentoe te doen. En mag die Gees van die Here jou die wysheid en die insig gee om die regte besluit te neem. Totsiens.